Nou ja, kerk van die Here, ons thema vanmôre is die kruispad van die gelowige. En ek wil hê ons moet saam lees uit Spreuke 3, vers 5 en vers 6. En die woord van die Here sê vir ons: vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelei maak. Nou, wie van ons kan vanmôre sê dat ons het nog nooit op 'n kruispad gegaan? En ek wil vir u sê vanmôre, moenie dink omdat jy 'n kind van God is, omdat jy elke aand jou Bybel lees en elke aand bid, dat jy gevrywaar is van probleme en omstandighede in die lewe, want dit is nie so nie. Ek kan getuig vanmôre daarvan. Jy kan elke Sondag hier staan en preek, jy kan jou hart vir die Here gee, dag vir dag, jy kan doen alles wat jy doen. Die vyand sal altyd probeer om haar oop te kry. Maar dankie Here dat ons 'n God het waarin ons kan vashou, soos hierdie lied gesê het, I'll cling to the hand that I know. Nou 'n kruispad in 'n gelowige se lewe is daar die beslissende oomblik waar jy voor verskillende rigtings of keuses staan in die lewe. En elkeen van hulle het sy eie gevolge, sy eie uitdagings en seëninge. En dis die punt waar God ons toets om volgens sy wil te kan kies, nie volgens jou eie begeertes. En dis belangrik, kerk, ons moet dit verstaan. En al hoe ons dit kan doen, al hoe jy jouself kan kry om 'n keuse vir die wil van God te maak, is om nader aan die Here te beweeg. Nou by die kruispad kan ons vanmôre sê, een rigting kan baie gemaklik lyk, maar lei dalk weg van God se plan af vir jou lewe. 'n ander rigting kan moeilik wees, maar bring groei, geloof en gehoorsaamheid. Dis 'n plek van onderskeiding, geloof en oorgaan, waar jy God se stem hoor en vertrou dat sy pad die regte een is. Selfs al verstaan jy nie aldag alles volledig. Wat is 'n kruispad? 'n Kruispad is daar 'n lewensoomblik van 'n besluit waar jy moet kies tussen jou eie pad of God se pad. Wat maklik lyk of wat reg is, wat jy wil hê of wat God van jou verwag. Nou wil ek vir julle sê vanmôre, en ek het hierdie woorde al so baie aan mense bedien. Ek wil vir julle sê vanmôre, waar jy op hierdie oomblik is deur 'n besluit wat jy iewers in die lewe geneem. Waar jy vanmôre hier sit, is deur 'n besluit wat jy gemaak het toe jy vanoggend wakker word om te sê, ek gaan vanmôre die Here dien. En daarom is dit belangrik dat ons verstaan, en dis belangrik dat ons besef, dat ons altyd, soos wat die woord hier sê, ken hom in al jou weë, en dan sal hy jou baie gelei maak. Weet jy, ons het gister 'n troue hier gehad, die voorreg gehad om 2 jong mense in huwelik te bid, onder God se eed. En ek sien, toe hulle begin intrek hier, dis net karre. En ek sê vir my vrou, is eintlik hartseer om te sien, dat daar soveel mense van heine en verre afkom, om 'n troue by te woon. Die kerk sit uitgepak. Maar op 'n Sondag, wanneer ons by mekaar moet kom om die naam van die Here groot te maak, dan is dit te veel moeite. As dit te veel moeite, en aan die oomblik wat ons die Here nodig het, dan is ons so verskriklik vinnig om te sê, Here, ek het U hulp nodig. Die kruispad is 'n plek waar geloof werklik getoets word, en waar ons gehoorsaamheid groter as die gevoel gaan wees. Ek wil vir julle 'n paar Bybelse voorbeelde gee van kruispaaie, net wat u verstaan, dis nie net ons in vandag se generasie wat op kruispaaie beland gekom het. Abraham het die kruispad van geloof gevind. Abraham moes kies of hy sy bekende lewe in Haran sou agterlaat en God sou vertrou vir iets onbekends. Moses, die kruispad van roeping. By die brandende bos moes Moses 'n besluit maak of hy sy verlede en sy vrees sou oorwin om God se roeping te aanvaar. Met ander woorde, hy kom by hierdie kruispad waar hy een van 2 besluite moet neem.
Gaan ek doen wat God van my verwag, of gaan ek maar net aangaan met my lewe soos ek nou gaan? Jy ken die verhaal van Ruth, wat op die kruispad van loyaliteit gekom het. Ruth kon teruggaan na haar eie volk, maar sy kies eerder om saam met Naomi en Naomi se God te gaan. Selfs Jesus Christus het by 'n kruispad gekom van oorgawe. En Getsemane bid hy, nie my wil nie, maar die wil van my Vader. Jesus kies hierdie pad van lyding en redding. Die kruis was sy keuse vir ons, almal, sodat ons gered kan word deur sy verlossing. Kerk van die Here, ek wil vir u sê vanmôre dat daar 'n tyd in elkeen van ons se lewens kom, waar jy voor hierdie kruispad staan. En die rigting wat jy daar kies, hou een van twee dinge in vir jou lewe. Dis die dood of die lewe. Lewe is wat ons sal ontvang as ons op die nou pad bly, soos die woord ons vermaan om te doen. En dood is wat ons sal ontvang as ons die wêreldse pad en genot bly wandel. Nou kom ons kyk bietjie, en ons almal ken hierdie, maar ek wil dit graag weer deurgaan. Lewe en dood in die ewigheid. Die ewige lewe beteken nie net om vir ewig te bestaan, maar om vir ewig met God te kan saamleef. Dit is die lewe wat in Christus begin. Nie eers na die dood nie, maar reeds nou in die verhouding met met Christus Jesus het. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle elkeen u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Die ewige lewe is om in God se teenwoordigheid te kan wees, om volkome vrede, vreugde en vervulling te kan ervaar, om vry te wees van sonde, pyn en dood. 'n lewe sonder trane, want God self sal by sy mense woon. Openbaring 21 vers 3 en 4 sê dit so mooi. Hy sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. Nou kom ons by die ewige dood. Die ewige dood is die afskeiding van God. Dit beteken dat die siel nie ophou bestaan nie, maar dat iemand vir ewig sonder God se teenwoordigheid en genade moet leef. Mag die Here ons help, dat nie een van ons op so 'n plek beland nie. 2 Tessalonisense 1 vers 9 sê, hulle sal as straf ondergaan, die ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Die ewige dood is om verwerp te word van God se teenwoordigheid. Is 'n bestaan van lewende bewustheid sonder hoop of lig, die gevolge van 'n lewe wat God verwerp. Dan is daar die groot skeiding. By die dood van 'n mens kom elke siel by 'n kruispad van sy ewigheid. Diegene wat vir Christus Jesus aanvaar het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker, gaan die ewigheid saam met hom binne. En diegene wat hom verwerp het, gaan die ewige dood tegemoet. Johannes 5:24 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo, wat my gestuur het, die ewige lewe kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Lewe en dood, meer as fisies. Baie mense leef fisies, maar is geestelik dood. Efesiërs 2 sê vir ons, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sonde, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Kan jy hoor wat sê hy? Van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het. Met ander woorde, die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het jy opgehou wandel in hierdie pad van ongehoorsaamheid. Hier sê hy, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees,
toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit die genade is jy gered. Kan jy sien hoe wonderlik en amazing God ons dien vanmôre. Hier sê die woord van ons, selfs toe jy dood was in jou gees, het God steeds daai wonderlike liefde vir jou gehad. 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, het alles nuut geword. Jou keuse wat jy neem op hierdie kruispad, bepaal jou ewigheid. God dwing niemand nie. Hy bied die lewe saam met hom vir ons aan. Dis jou keuse, of jy dit gaan vat, of jy dit gaan los. Elke mens staan op aarde voor die ewige kruispad. Lewe met God in gehoorsaamheid, of jy is dood sonder. Deuteronomium 30 vers 19 en 20 sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê. Hoor wat sê hy nou, en dan sê hy, na sy stem te luister, en om aan te hang. Want dit is jou lewe, en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee. Nou wil ek net so 'n bietjie pause daarso. Hoor u wat die woord van God vanmôre vir u sê. Luister na die stem van die Here. Wees gehoorsaam met ander woorde aan die stem van die Here. En dan sal hy kom en hy gaan vir jou in hierdie beloofde land wat hy vir jou voorvaders gegee het, laat inbeweeg. Wat beteken dit, kerk? Dit beteken nie om gehoorsaam te wees aan God, moet ek suffer in my lewe hier op aarde tot die dag wat God my kom haal nie. Nee, dis nie wat die Here vir ons sê nie. Die woord sê vir ons, dat op hierdie voorwaarde, wanneer jy gehoorsaam bly aan God, en doen wat God vir jou sê, en doen wat God se woord vir jou verwag, sal dit goed gaan met jou. Kan ek 'n amen kry? Prys die Here. Nou sê ek nie, as dit nou op hierdie oomblik vrot gaan met jou, dat jy is ongehoorsaam en jy is nie 'n kind van God nie, maar dankie Here, dit maak nie saak hoe ongemaklik hierdie lewe raak, en hoe tight dit raak, en hoeveel gemors in hierdie wêreld aangaan nie. Solank ons geanker bly in Jesus Christus, sal jy staande bly. Dit bring my tot die punt vanmôre. En ek is seker hier saam met my saamstem. Ons tema is die kruispad van 'n gelowige. Maar nou kan ek myself vra vanmôre, maar hoekom moet ek as 'n gelowige? Hoe kan ek as 'n gelowige? Ek glo reeds in God. Ek het reeds vir Jesus Christus as my verlosser en saligmaker aangeneem. Hoekom kom ek as 'n gelowige dan by 'n kruispad? Beteken dit dan nie dat as 'n gelowige het ek reeds 'n besluit geneem vir Jesus nie? Of reeds by die kruispad het ek my besluit geneem om in Jesus te glo? Hoe kan ons dan steeds praat van die kruispad van die gelowige? Dis eintlik heel eenvoudig. As gelowige kom jy op 'n plek of 'n kruispad waar jy 'n keuse moet maak. Gaan ek deur hierdie lewe net om te glo dat daar 'n God is, of gaan ek deur hierdie lewe net omdat ek glo Jesus het aan die kruis gesterf, of gaan ek by hierdie kruispad 'n besluit maak dat ek Jesus gaan gehoorsaam? Ek wil vir julle sê vanmôre, daar's duisende mense wat glo dat daar 'n God is, maar hulle dade wys dit nie. Dit is waar die verskil kom. Met ander woorde wat ek vir julle wil probeer sê vanmôre, daar's bitter baie mense wat glo, maar daar's bitter min wat gehoorsaam is. Deuteronomium 30 is Moses se afskeidboodskap aan Israel voordat hulle die beloofde land ingaan. En hy herinner hulle aan die verbond tussen God en sy volk.
Gehoorsaamheid bring lewe en seën. Ongehoorsaamheid bring dood en vervloeking. Vers 20 is dus die kern van sy oproep en hy sê, kies die lewe deur God lief te hê, na sy stem te luister en aan God vas te hou. Die Here jou God lief te hê. Dis die hart van die lewe. Hier begin alles. Liefde vir God is nie net 'n gevoel nie, kerk, maar 'n daad van verbintenis. Deuteronomium 6:5 sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Wat is die betekenis van hierdie vers dan? Om God lief te hê beteken om hom bo alles te kan kies. Bo jou eie begeertes, gemaak of sondige natuur. Die liefde vir God is die fondasie van 'n ware lewe. Sonder dit is alles net uiterlike godsdienst. Johannes 14:15 sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Nou, hoe kan ons nou deur die lewe gaan sonder om God se gebooie te bewaar? Ons sê ons is gelowig, ons glo dat daar 'n God is, ons sê ons glo dat Jesus aan die kruis gesterf het, maar ons bewaar nie God se woord. Ons bewaar nie hierdie wette van God. Hoe kan ons dit sê? Hoe kan ons sê ons is lief vir God, maar ons is ongehoorsaam? Ons moet na sy stem luister. Die pad van lyding sê vir ons om na God se stem te luister, beteken om sy woord te gehoorsaam. Israel moes leer dat die seën nie in menslike planne lê nie, maar in die gehoorsaamheid aan God en in sy leiding. Johannes 10:27 sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Wat beteken dit? God praat steeds vandag met ons deur sy woord en deur sy gees en deur omstandighede selfs. Om sy stem te hoor beteken om sy wil bo jou eie te stel en om sensitief te bly vir sy leiding in elke kruispunt van die lewe. Dit beteken om God aan te hang, 'n verbond van nabyheid met hom te sluit. Die Hebreëse woord vir aanhang is dawak, wat beteken om vas te klou, soos hierdie lied wat ons vanmôre gesing het. To cling unto God, om vas te klou in die Here, geheg te wees met die Here, styf verbind te wees met die Here. En dieselfde woord word ook gebruik in Genesis 2:24, waar 'n man sy vrou sal aanhang. Dit dui op die immuniteit tussen man en vrou. Dit dui op die immuniteit tussen ons en God. Psalm 63 vers 9 sê, my siel is aan die verkeef, die regterhand ondersteun. Dit beteken niks anders as om God aan te hang en om nooit los te laat. Selfs nie in die beproewing wat ons deurgaan, selfs nie in dae wat ons twyfel. Dis die lewe van 'n gelowige wat sê, ek sal u nie verlaat. Ek sal u hand nooit los nie. Here, al verstaan ek nie alles nie, steeds sal ek vashou aan die Here. Dit is jou lewe en die lengte van jou dae. En ek wil vir u lees hierso in Spreuke 3. In die begin sê hy, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. Want, hoor wat sê hy nou, as jou hart die gebooie van God bewaar, met ander woorde as ek gehoorsaam is teenoor God en sy woord, dan sê hy hierso, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. My, ek gaan dit weer vir julle lees, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Dit is die God wat ons aanbid, kerk van die Here. Dit beteken dat God my bron is van my lewe. Wanneer jy hom verlaat, sny jy jouself af van daardie bron af, want niks anders as dit bring geestelike dood.
Die oomblik wanneer jy jouself afsny van God af, die oomblik wat jy besluit dat God is nie meer my bron nie, kan ek vir jy sê vanmôre, moenie dink jou werkgewer is jou bron, of die kontrak wat jy het op jou myn is jou bron nie. Nee. God is jou bron. Niemand anders nie. God is die bron van die lewe. Kom ons gee die Here lof op. Hy is die bron. Niemand anders nie. Handelinge 17:28 sê, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê, want ons is ook sy geslag. Sodat jy kan woon in die land, die vervulling van hierdie belofte van God, die land wat God beloof het, wat meer is as net grond. Dit was 'n simbool van rus, vervulling en ook seën. In die Nuwe Testament sien ons dat hierdie land 'n beeld van die ewige lewe geword het. Die hemelse rus saam met hom, saam met God. Hebreërs 4:8 en 9 sê, want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag gespreek het. Daar bly dus 'n Sabbatrus oor vir die volk van God. En die betekenis daarvan is, wanneer jy God liefhet, sal jy God gehoorsaam en hom aanhang. Dan bring hy jou in sy beloftes uit. Nie net in die hemel nie, maar reeds hier op die aarde, kerk van die Here, in sy vrede en voorsiening. Vir die gelowige vandag beteken hierdie teks niks anders as om te sê, om God lief te hê met jou hele lewe, nie net op 'n Sondag nie. Om sy stem te soek bo stemme wat in die wêreld is. Om hom vas te hou deur geloof, selfs wanneer dinge hoe moeilik gaan. Om te verstaan dat die ware lewe nie in dinge lê, maar in die verhouding met God. Om God lief te hê beteken nie net om te glo dat God bestaan, of om slegs te glo dat daar 'n lewe hierna is. Om God lief te hê beteken om gehoorsaam te wees aan sy woord, aan sy stem. Daar's te veel gelowiges of Christene, as jy dit so sal kan noem, wat absoluut geen gehoorsaamheid aan God bewys nie. Hulle glo, en ek wil graag vanmôre vir u sê, die duiwel en sy demone glo. So moenie hier sit en dink as jy glo dat daar 'n God is, dit maak van jou 'n kind van die Here. Want die vyand is verseker nie 'n kind van God nie, en hulle glo ook. Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook, en hulle sinne. Jakobus skryf van die gelowiges, wat die verhouding tussen geloof en dade moet verstaan. Met ander woorde, tussen mense wat net glo en mense wat doen wat God van hulle verwag. Daar's 'n verskil, kerk. Deur gehoorsaam te wees aan sy woord is heeltemal iets anders as om net te sê ek glo net aan God. Hy wys dat net glo nie goed genoeg is nie. Jou geloof moet tot 'n aksie lei. Hierdie vers staan binne 'n gedeelte wat praat oor werklike geloof wat lewendig is deur die dade. En ek gaan alles vir u lees. Jakobus 2 vers 14 tot en met 26. Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werk nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is, luister hoe mooi beskryf hy dit, en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm en word versadig. Maar julle gee hulle nie iets vir die liggaam wat hulle nodig het. Wat baat dit hulle? Absoluut niks. Net so ook die geloof. As dit geen werk het, en is dit in sigself dood, sê die woord. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke. Ek sal vir jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook, en hulle sinne. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie?
Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit hierdie werke. En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. En as Rahab die hoer nie ook so geregverdig is uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het en hulle met 'n ander pad weggestuur het nie. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder werke dood. Wat beteken hierdie teks dan vir ons vanmôre? Jy glo dat daar een God is en goed doen jy om te erken dat daar net een God is 'n basiese geloofskennis. Dit is maar net die beginkerk, maar die volle omvang van die ware geloof is om gehoorsaam te wees aan God se woord. Selfs die demone erken die waarheid van God, maar dit verander nie hulle harte of hulle lewens nie. Matteus 8:29 sê, met een skreeu hulle en sê, wat het ons met u te doen, Jesus, seun van God? Het u hier gekom om voor die tyd te pynig? My. Hoor jy wat sê die teks vanmôre? Hierdie man wat demonies gevul is, die oomblik toe hy met Jesus in aanraking kom, val hy op sy gesig en hy sê, hy is die seun van God. Hy erken dit, hy glo dit, hy weet dit. Hier kan ons baie duidelik sien, hierdie gees erken Jesus as die seun van God. Maar is hulle onderdanig en gehoorsaam aan hom? Alleenlik wanneer hy hulle uitverdryf uit iemand is, sal hy onderdanig en gehoorsaam wees. Maar dit maak nie van hom 'n kind van God. Wat maak jou anders? As jy sê, ek is 'n gelowige. Ek glo in God, maar jy is nie gewoon gehoorsaam aan sy woord nie, en jou dade bewys dit nie. Die duiwel glo ook en hy sidder. Die duiwel glo in die bestaan van God. Hy ken God. Hy erken God se mag en God se oordeel. Maar hierdie geloof is kennis van vrees, nie van vertroue of gehoorsaamheid nie. Sidder beteken hy bevrees God en sy geregtigheid. Hy weet sy einde is verseker. Die betekenis van hierdie is geloof sonder dade is net soos die duiwel se geloof. Erkenning sonder oorgawe. Hy weet God is regverdig, tog bly hy teen God staan. Ware geloof lei tot dade wat God behaag, nie net met kennis wat jou vrees laat hê. Jakobus 2:20, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder dade die werke dood is. Ons kan glo dat God bestaan, maar as ons hom nie vertrou en hom gehoorsaam is nie, is ons geloof leeg. Die duiwelse geloof herinner ons dat erkenning van God alleen jou nie kan red nie. Ware geloof vra jy, God, ek lief, Here, met my hele hart. Ek sal na u stem luister as u praat. En ek sal u woord gehoorsaam. Ek sal u aanhaal, Here, en my dade sal dit aan elke een bewys. Jakobus 2:17 sê, net so is ook die geloof as dit geen werk het in sigself doen. Kerk van die Here, as 'n mens leef, ons dikwels en daagliks sal met klein of subtiele ongehoorsaamhede, sonder om dit op te let. Dit kan wees in die vorm van onbeheerde gedagtes, woorde of gevoelens, wat nie volgens God se wil is. Selfgesentreerde keuses, wat die behoeftes van ander ignoreer. Onderdompeling in die wêreldse gewoontes, wat stilletjies ons vertroue en gehoorsaamheid aan God verswak. Dit gebeur so vinnig en natuurlik, dat ons dikwels nie eens besef dit gebeur nie, dat ons dikwels dit nie eens erken nie. Net so stof wat stadig op die oppervlak lê
en uiteindelik die glans van 'n marmerblad wegneem. Bou sulke ongehoorsaamhede stilweg 'n patroon van skeiding tussen ons en God en sy wil. Jesaja 59:2 sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy julle nie wil. Maar hoe gebeur hierdie dinge dan? Nommer 1, gewoontes oor tyd. Daaglikse klein sondetjies raak soos 'n ritme. Jou hart raak gewoond aan ligte rebellie teen God. Voor jy dit weet, is dit 'n patroon en vir jou begin dit normaal. Selfregverdiging. Ons verduidelik of verskoon ons dade. Dis nie so erg nie. Elke mens doen dit. Hierdie denke verswak die bewustheid van God se teenwoordigheid in ons lewe. Ons sigbaarheid verander en soms verself. Baie van hierdie klein dade is nie maklik om te sien nie. Selfs nie deur jou eie oë. God sien dit altyd, maar menslik lyk dit soms onskuldig of onbeduidend. Kom ek gee vir u 'n voorbeeld. Hoe reageer jy by die huis? Ek kan onthou ek was self daar. Die dag as die pastoor by jou huis instap om huisbesoek te doen. Papi, dan word aan jou woord gevloek in die huis. Terwyl die pastoor op hy bank sit, sal daar nie 'n woord gevloek word. Maar nou net voor hy daar ingestap het hy soos 'n matroos gevloek. Ek het gister met hierdie vroue hier my billiste gelag, want een van die, wat noem jy hulle, die manne, strooijonkers, staan net hier in die deur. En hulle is so 'n bietjie half ongeorganiseerd gewees, die mense. En hy sweet, per ongeluk, hier binne die deur. Maar papi, toe hy nou agterkom, hy het nou gevloek, en ek staan hier agter die kant. Ja, jammer pastoor, ekskuus het ek nou gevloek het. Nou vraag ek myself, hoekom sê jy vir my ja? Ek is ook net 'n mens. As jy hier uitstap, en hierna, toe hulle nou hier weg is hulle nou na Humble Hearts toe. En ek kan vir jou waarborg, daar, as hy gevloek het, het hy nie gesê, jammer nie. Maar het begin 'n gewoonte raak. Begin 'n gewoonte raak. As ek elke keer wat ek iemand hoor vloek, hom 'n tent moet maak daar, en sê, hoekom vloek jy? Hoekom vloek jy? Hoekom vloek jy? Gaan dit nie lank wees, dan gaan die persoon voor my nie meer vloek. Of voordat hy vloek, gaan hy eers kyk, waar is hy? En dan vloek hy. Nou, in plaas van, kyk na wat God van jou verwag. Nie van wat mense na jou verwag. Psalm 139 vers 2 en 4 sê, U ken my sit en my opstaan. Luister mooi na hierdie woordkerk. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê. My gaan en my lê. En u is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver af my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê. U is al my weë goed bekend. Maar daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. Nou kom ons kyk bietjie na die gevolge hiervan. Nommer 1, ek raak geestelik vervreemd. Net soos die stof op 'n lens blokkeer dit jou duidelike siening van God en sy wil. Skerpte van gewete verdof. Wat eers pynlik was om te doen, voel later heeltemal normaal. Groter struikelblokke vir die geloof. Klein ongehoorsaamhede groei oor 'n tyd tot groter skeiding van God en sy seun. Wat wil ek vir u sê vanmôre kerk? Dit begin 'n gewoonte te vorm. En die oomblik wat dit in hierdie gewoonte begin vorm, gaan jy
vir jouself begin sê, dis okay. Dis okay as ek doen wat ek doen. Dis okay as ek vloek soos wat ek vloek. Almal om my vloek. Dis reeds hoekom jy nie moet vloek. Dis reeds hoekom jy moet wys deur jou dade dat jy anders as die wêreld. As ek 'n daaglikse voorbeeld kan gebruik, as jy eers een keer besluit het om 'n stopteken te ongehoorsaam, gaan dit môre al makliker word. Kom ons wees eerlik vanmôre. Kom ons wees eerlik. En as ek dit as 'n voorbeeld kan gebruik, dis presies hoe dit werk. Ongehoorsaamheid aan die wette van die pad. En nou gaan jy vir my sê, ja, maar die padwette in Suid-Afrika en die government, vergeet nou van al daai goed. 'n Stopteken is daar sodat jy moet stop. As jy vandag besluit om hom te gebruik as 'n toegeeteken, gaan dit môre al makliker word. Al makliker. Totdat jy op 'n punt kom waar jy nie eens meer die stopteken raak sien. Is dit nie hoe ons as mens werk? Dis presies hoe dit werk. Ons is ongehoorsaam. En dis waar dit begin. Ek het ander dag vir die vrou gesê, sy moet vir my 'n sticker maak, wat ek agter op my bakkie wil plak. Wat sê, jy kan nie by 'n stopteken stop nie, maar jy wil gehoorsaam wees aan God se woord. Jy kan nie, man. As jy nie eens onderdanig kan wees aan 'n stopteken, hoe wil jy vir my hier kom vertel ek obey the word of God? Hoe? Sê vir my, hoe doen jy dit? As jy nie eens onderdanig kan wees aan 'n simpel reël soos daai nie, hoe gaan jy onderdanig wees aan God se woord wat jy nog nooit gesien het nie? Hoeveel speedkops het jy al langs die pad gesien staan? Jy het nog nooit vir God gesien nie. Maar jy wil my vertel, jy is gehoorsaam aan God se woord, al ry ek oor 'n stopteken. Al ry ek oor 'n rooi lig. Galasiërs 6 vers 7 tot 8 sê vir ons, moenie dwaal nie, want God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees ewige lewe maak. Maar hoe gaan ek dit regkry om God te kan behaag? Hoe gaan ek dit ooit regkry om van hierdie ou gewoontes ontslae te raak? Nommer 1, bewustheid en selfondersoek. Maak jouself bewus van hierdie ding. Doen selfondersoek en pinpoint al hierdie dinge wat jy weet ongehoorsaamheid is teen God se woord. Elke dag kan ons ons harte en denke ondersoek. Waar volg ek eerder my eie begeertes? Of is dit God se wil wat ek gaan volg? Belydenis en herstel. As jy iets verkeerd gedoen het, sê dit vir jouself. Here, vergewe my vir dit wat ek nou net gedoen het, want ek weet dit is verkeerd. Want as hierdie klein oortredingetjies erken, herstel dit ons verhouding met God. 1 Johannes 1:9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons in alle ongeregtigheid te reinig. Nou gaan ek weer vir julle sê, en ek het al baie gesê. Hoe gaan jy God se woord gehoorsaam as jy nie onderdanig kan wees aan 'n klein, normale wet wat op die pad is? Hoekom stop jy by 'n stopteken of handhaaf jy die spoedgrens? As jy sien daar is 2 op die verkeersbeamptes wat voor in die pad staan. Hoeveel keer het jy al gery wat jy sien, ewe skielik, slaat almal brieke aan. En as jy opkyk en sien jy oor daar staan 'n speedkop, hy is besig om spoed te vat. Kom stop jy by die stop, wanneer daar 'n speedkop in die kruising staan. Want as jy sommer sien, ewe skielik in die oggend as jy werk toe gaan, is daar nou ewe skielik 'n verkeersophoping. En jy verstaan nie nou hoekom, wat gaan nou aan? Hoekom is alles nou so stadig? Want almal stop by die stopteken. Ek wil vir julle vanmôre iets vra. As elke een van ons gehoorsaam opgetree het,
Sou daar enigstens nodig gewees het vir 'n verkeersbeampte? Sou daar enigstens 'n SAP moes gewees het? Nee. Hoekom? Sou daar soveel haks en mooi se straatjies gewees het? Hoekom is daar hak? Om jou te forceer om stadiger te ry. Om jou te forceer. Hulle het nou weer nuwe haks ingesit hier by Buffelspoort uit. Hoekom? Want elke nou en dan vlieg iemand daar by die kruising en ry die heining in sy glorie. Want ons is ongehoorsame wesens. Ons kan nie eers by die regulasies van hierdie land hou, by 'n stopteken te stop, of om 60 in 'n 60 sone te kry. En dan kry ons 'n boete vroegoggend. En as ons die boete kry, is ons kwaad vir die speedkop. Ek het eendag 'n meme gesien van 'n ou wat 'n Bugatti ry. Nou, as julle weet wat 'n is dit 'n Bugatti? Né? 'n voertuig, né? Vinnige ouetjie, né? Die speedkop trek hom af en die speedkop kom by hom en hy sê vir hom: "Hoekom het ek hom afgetrek?" En hy sê: "Want ek het jou toegelaat om my af te trek. Want jy sou my nie gevang het." Ja, daar sê. Ek sal nooit vergeet nie, ek het jare terug, werk ek op Karee 3 skag en ek koop so 'n klein mini klappunt karretjie. Maar ek het al net dit gekoop nie, hy is nie net nie, dis 'n tweedehandse voertuig en ek koop die ding en ek ry toe nou vir die eerste keer met hom myn toe. En op pad terug van die myn af, op die Amerikaner pad so deur, kom ek aangery en toe ek net by die kruising kom waar ek moet links draai, dis net hier sit die hele string speedkops op die linkerkant. Papi, nou soek ek heiling se safety belt en ek weet nie waar sy nie, want ek het hom nog nooit gebruik nie. Dis 'n splinter nuwe voertuig. En ek soek, broer, maar ek kry ek net so lank ding wat hier lê, maar die ander ene wat hier oorkom kry ek nêrens nie. En toe ek so draai nou in die gesoekery, trek die vrou my af. En ek trek daar van die pad af. En sy kom staan daar by die ry. Sy kyk my soos en sê: "You tried what you were too late." En ek sê vir haar, ek weet, ek het probeer. Ten minste het ek probeer. Ek sê vir haar toe nou, ek weet nie eens waar is hierdie ding se gordel nie. En sy begin te lag en sy sê vir my: "Put it on." Ek sê, "Okay, let me search for it." Nou is ek daar uit en ek begin hierdie safety belt soek en eventually kry ek hom en ek sit hom aan. Sy sê vir my, "You can go." Nou ja, dit is my genade bewys. En ek het nou nie 'n boete gegee nie. Maar hoekom moet ons dit doen, kerk? Hoekom moet ons voertuie ry wat as jy nie die gordel inplak nie, dan is daar 'n sirenetjie wat afgaan. Dan kry jy nog die ou wat van daai adaptertjies koop, dan druk hy hom daar binne in, dat hy nie hoef te skree nie. Dat ons maar aanhou met ons ongehoorsaamheid, né? Want my pa het eendag trek hulle op af, hy was die hoof van verkeer vir baie jare gewees. En ek ry saam met hom. Kimberley toe, sy vrou daar in die hospitaal gelê. Op pad terug ry hy so BB 320 gery en van daai boksjypies toe nou net uitgekom. En as jy op die pad tussen Kimberley en Christiana en daar's ook verkeersbeamptes en hulle trek hom af. Sommige net vir 'n routine ondersoek, maar hy het ook nie sy gordel aan. En die ou refond toe nou oor hierdie storie. En hy sê vir hom: "Meneer, weet jy wat, hierdie gordel is daar om jou lewe te red. Dis maar vir jou. Hy sien daar om op te sit as jy 'n speedkop sien. Net soos 'n stopteken is daar gesit, omdat daar dalk vroeër op daai selfde kruising 'n ongeluk was. So hoekom moet ons geforseer word? Jy glo dat daar 'n verkeersbeampte is en dat 'n verkeersbeampte jou boete gaan gee. En in 'n Bybelse term is dit 'n straf wat vir jou gegee word, omdat jy nie gehoorsaam was aan die padverkeersreëls of wette nie. Die reëls is nie belangrik vir jou tot op die oomblik wat daar 'n speedkop voor jou inspring of jou af te trek. Hoekom moet jy jou aftrek en jou boete gee voordat jy gehoorsaam is? Hoekom die verkeerde dinge doen as jy weet wat die regte ding is? En ek wil vir jy sê vanmôre, as jy gaan wag tot Jesus voor jou inspring en jou stop en jou vra, hoekom is jy ongehoorsaam? Dit gaan nie gebeur. Die dag as dit gebeur en jy steeds ongehoorsaam, gaan jy verseker nie tyd hê om dit reg te maak.
As 'n verskil tussen iemand wat net glo en iemand wie se dade gehoorsaamheid en liefde bewys aan God. Ons moet dit verstaan, kerk. Liefde is nie net woorde. En dit kan ons getuig in ons eie huwelike, ons eie verhoudings. Liefde is nie net woorde nie. Ek kan nie elke oggend opstaan en net vir die vrou sê, ek is lief vir jou, en vanaand ek is lief vir jou, en dis al wat ek doen. Nee. Liefde is doen. En as ons vir God lief is, dan behoort ons ook die regte dinge te doen. Ons behoort almal te leef met die oorgawe. Met ander woorde, maak God se wil die eerste keuse in jou daglikse besluite. Sodat ongehoorsaamheid nie stilweg begin wortel skiet in jou lewe. Die daaglikse, vinnige en subtiele ongehoorsaamheid werk stap vir stap teen ons verhouding met God se woord. Dit word dikwels onopgemerk, maar ek moet vir u sê vanmôre, God sien dit alles. Die sleutel is bewustheid, erkenning en onmiddellike terugkeer na gehoorsaamheid, sodat ons lewens nie stilweg sal verdof. Wat ek vir u wil sê vanmôre, jy weet, jy is op die regte plek. As jy aangery kom na 'n pad waar daar 'n stopteken is en daar's geen voertuig wat saam met jou hierdie kruising beweeg, maar steeds doen jy die regte ding. Jy stop met die stopteken. Maak nie saak of daar voertuig of nie is. Dit is gehoorsaam. En dis hoe belangrik dit is. Ek gebruik hierdie voorbeeld en daar seker nou baie van ons wat vanmôre kan sê ek is een van daai wat net so touch and go by die stop. Which is fine, daar's ander wat nie eens rubrieklig wys. Hulle dink jy moet petrol trap. So trap ons petrol, sê hulle ons. Dis waarvoor 'n stop staan, né? So trap ons petrol. Maar nou ja. Ons moet begin by dit. Begin gehoorsaamheid nastreef. Ek kan nie vanmôre hier voor u staan en sê ek sukkel om 'n stopteken te gehoorsaam, maar ek is ten volle gehoorsaam aan God se woord. Jy weet jy's op die regte plek as jy gehoorsaam is sonder dat enige iemand kyk. Ongeag of daar 'n verkeersbeampte vooruit staan of in die pad staan, bly regte ding doen. Net soos jy weet dat jy gehoorsaam moet wees aan God se woord. Sonder dat die pastoor jou elke Sondag moet vertel, wees gehoorsaam. Sonder dat jou vrou vir jou moet vertel, wees gehoorsaam. Sonder dat jou man vir jou moet vertel, jy's uit lyn uit. Kom in lyn met God se woord, want God vra dit van ons. God verwag hierdie van ons. God verwag daardie van ons. Want jy weet wat God van jou verwag. En as jy nie weet wat God van jou verwag nie, is jy steeds weer ongehoorsaam, want jy bestudeer nie die woord van God. Want al die antwoorde staan. Alles wat God van ons verwag, staan in hierdie boek opgeskryf. Baie van ons sal dink, baie mense, dit is hoekom daar bitter baie mense is, wat nie in harte vir die Here gee. Want as mense wat met die persepsie rondloop, dat die oomblik as ek my hart vir die Here gee, dan stop my hele lewe. Nou mag ek nie eens meer Radio Jacaranda luister, want dit is 'n onheilige stasie. Nee. As dit nou Kurt Darren was, dan sou ek iets anders gesê. Want wie luister nou na Kurt Darren? Dis soos om broccoli te eet. Halleluja. Daar is die boompie wat die Here gesê het, jy nie van mag eet. Prys die Here. Gehoorsaamheid, dis hoekom ek gehoorsaam is, ek eet nie broccoli. Dis daarom een ding wat ek gehoorsaam is. Prys die Here. Ons staan by 'n kruispunt. En ons het 'n keuse vanmôre, kerk. Of ons God gaan gehoorsaam wees, of ons net gaan glo. Ek weet nie van u nie, maar ek wil nie net van die groep wees wat net sê ek glo dat daar 'n God is nie.
Ek wil deel wees van die groep wat God gehoorsaam. Wat doen wat die Here van my verwag. Dit is waarvan ek deel wil wees. En dit terwyl die woord ons duidelik waarsku dat geloof sonder dade absoluut dood is. Met ander woorde, die geloof beteken niks, kerk, sonder die daad nie. Ons moet ophou met hierdie maskertjies wat ons dra elke dag. Of jy sê vanmôre dat hierdie maskertjie wat jy dra, beïndruk dalk die mense om jou. Om voor te gee en mense te beïndruk. Maar ek wil vir jy sê, dit beïndruk nie God nie. Want God weet presies wat sy maskertjie jy dra. Hy weet presies wanneer jy hom opsit. En nou gaan jy mense kry wat sê, dis onmoontlik om gehoorsaam te wees. Dat jy aan al God se vereistes kan voldoen. Dan wil ek vir jy sê vanmôre, God sal nooit vir jou iets gee om te doen wat jy nie kan doen. God sal jou nooit beproef bokant wat jy kan hanteer. Daarom as jy op 'n plek kom waar jy is in 'n situasie is of jy nou in 'n gat is of waar jy jouself bevind, weet vanmôre dat die Here sal dit nie toelaat as hy nie weet dat jy daardeur gaan kom. Daar's sekere goed in my lewe wat die Here op my pad sal laat kom wat jy nie kan hanteer nie. En dan sal sekere goed wat jy op jou pad kry wat ek weer nie sal kan hanteer. Maar God weet presies wat u en ek kan hanteer. Daarom, al wat ons kan doen vanmôre, ons kan sê, Here, ongeag wat in my lewe gebeur, ek sal gehoorsaam bly aan u woord en aan u stem. Ek kan weer hierdie maand getuig. God doen nie altyd dinge op jou tyd, wanneer jy dit verwag nie, kerk. Dit moet ons besef, maar ek wil vir jy sê vanmôre, as jy gehoorsaam is aan God se woord, kan jy daai boldness hê om te sê, Here, ek het alles in my vermoë gedoen. Nou vertrou ek op die Here. Ek wil vir jy sê, God is getrou. Al is hy 2 dae laat, hy is getrou. Hy was hierdie maand 2 dae laat met die dinge wat ek van verwag het, waarvoor ek gebid het. Maar dit maak nie saak nie, toe dit op my dag nie gebeur nie, het ek steeds vasgehou en sê, Here, ek glo en ek vertrou, want my God is 'n God van waarheid. My God is 'n God as hy 'n belofte gemaak het aan jou. Omdat jy gehoorsaam is, sal hy nie teruggaan op sy woord nie. God kan nie teruggaan op sy woord nie, maar as ek nie gehoorsaam is nie, kan ek nie intree en sê, Here, maar hoekom? Nee, want ek was nie gehoorsaam nie. Ek het nie gedoen wat God van my verwag nie, maar ek wil hê hy moet doen wat ek van hom verwag. Dis waar obedience kom. Ek wil vir u sê vanmôre, die gehoorsaamheid is die sleutel tot God se blessings. Wees gehoorsaam. Ek het op 'n punt van my lewe gekom, want as die Gees vir my 'n hield gee oor iets wat ek 'n plek het in my lewe, of waarvan ek moet ontslaa raak, dan doen ek dit dadelik. Nie môre nie, dadelik. En ek is nie skaam om te sê, en ek gaan dit vir u sê, ek het so nou en dan, baie lang, hele ruk terug, 'n bier gedrink. Ek is nie 'n drinker gewees nie. Hoe noem mense dit 'n geleentheidsdrinker? Tot een dag, toe ek die woord oopmaak, toe lees ek 'n skrif, waar God sê, en ek sê nou nie, ek praat nie van julle nie. As jy jou dopie drink, en jy doen dit behoorlik, het ek nie 'n pyn nie. En ek glo nie die Here gaan jou hel stuur daarmee. Hel toe stuur daarmee. Maar ek lees in die skrif, dat die woord sê, 'n opsiener, met ander woorde 'n prediker, geen drank, staan in die skrif. En die oomblik toe ek dit raak lees, toe weet ek, hierdie is vir my. En ek het dadelik gehoorsaam. Van daai dag af wat ek dit gelees het, wil ek nooit weer alkohol oor my lippe gewees. Gehoorsaam. Hoekom? Ek moet gehoorsaam wees aan God. Bly gehoorsaamheid aan God betoon. As jy hier sit en iets sê vir jou, daar's iets, maar ek gee nie om wat dit is nie. Raak ontslaaf. Wees gehoorsaam aan dit wat God vir jou gee om te doen. En ek glo vir my kerk, ek kan getuig, die Here seën jou uit jou skoene uit. Jy sal 'n blessing
van God ervaar. En nou sê ek nie, die Here verwag van jou om iets te doen, sodat hy iets kan doen nie. Dis nie hoe ons behoort te wees nie, maar God is 'n God van waarheid. God sal nooit vir jou 'n belofte gee, wat hy nie sal nakom. As hy nie daai belofte nakom nie, moet jy gaan self ondersoek doen. Daar's iets fout. Miskien is dit iets wat lank ter gebeur het, wat jy al van vergeet het, wat moet reggemaak word. Ons behoort anders te wees as die wêreld. Ons behoort anders te wees as die res. Ons as kinders van God behoort 'n keuse te maak en te sê, Here, ek sal gehoorsaam wees aan die woord. Ek gaan nie net glo. Ek is nie hier om net te sê, as ander mense vra, glo jy in God, dan sê ek, ja, maar my lewe getuig nie daarvan. Jou lewe moet getuig van God. Ek wil nie die tipiese Christen wees wat net glo, maar my dade dra nie God se goedkeuring. Ek wil afsluit met die volgende. En ek wil jy moet dit altyd onthou. Obedience unlocks the favor of God in this place. Ek het op 'n punt van my lewe gekom wat ek maak nie saak wat die Here vir my sê om te doen, sal ek doen. Wat ek weet, is wat God van my verwag. En ek weet ook wat ek dan van my God kan verwag. Dis die belangrikste. Dis die wonderlikste. As die Gees my enige iets wys, mag dadelik ontslaaf word. En as jy Jesus lief het, behoort hierdie dinge regtig nie so moeilik te wees. As jy lief is vir iemand, en daai persoon sê vir jou, daar's iets waarvan ek nie hou nie, sal jy onmiddellik wegmaak daarvan. Hoekom dan nie dit vir God doen? As ons werklik liefde vir die Here, dan behoort ons mos te doen wat God van ons verwag. En dit bring ons by die einde van ons diens. Die kruispad vir 'n gelowige, waar ek besluit moet maak, gaan ek deel wees van hierdie groep, wat net glo, maar ek lewe nog steeds my lewe soos wat ek het altyd geleef het. Ek is nog steeds deel van die genot van die wêreld. En ek wil vir julle sê vanmôre kerk, om 'n kind van God te wees, en 'n totale oorgawe vir God, jou lewe te gee, beteken nie jou oplewe. Dis wanneer jy begin lewe. Ek wil vir julle sê vanmôre kerk, ja, ek lê nie in 'n bar nie. Ek is nie in die jolplek nie, maar ek geniet my lewe soos ek dit nog nooit geniet het. Ek het die lekkerste lewe en ek geniet my lewe. En ek sê nie, ek kom niks tekort nie. Dis nie waaroor dit gaan. Dit gaan oor die vrede wat ek in my hart het, met my Skepper, met my Maker. Ek geniet my lewe. Ek het nie nodig om by 'n braaivleisvuur te staan met 2 linkervoete. 2 linkervoete is as jy so 3 brandewyne te veel het. Dan jy mos 2 linkervoete. Dan lyk dit of jy op warm kolle staan. Kan jy stil staan. As 'n liedjie wat hulle van praat, Scatman. Wat Scatman, nee. Jy het 'n liedjie van Scatman gehoor. Dit doen ons nie. Want ons is kinders van die Here. Ons wil vir die Here wys, Here, ons is lief vir U, daarom gaan ons gehoorsaam. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre net opnuut weer iets te hoor wat ons weet van U, ons verstaan dit. En ons weet wat die regte ding is om te doen. As Paulus in sy woord sê, ek weet wat dit is om die regte ding te doen, maar ek doen dit nie. Ek hoor hoe U vir my sê van dinge wat ek my lewe uit moet skuif, maar ek doen dit nie. Ek hou nog vas aan hierdie dinge. Al weet ek voor my heilige siel, God het al met my gepraat. Nou kom ek op 'n plek of 'n punt in my lewe, Here, wat alles lyk of dit uit mekaar uitval. Want ons as mens
nog die audacity om te sê, Here, maar hoekom gebeur die ding met my? Ek glo dan aan God. Vanmôre hoor ons en verstaan ons wat gehoorsaamheid aan God die deure van die blessings oopmaak in ons lewe. En wanneer ons gehoorsaam bly aan God, weet ons ook, Here, U tyd is nie ons tyd nie. Maar dit beteken nie, as U nie vir ons deurkom op 'n spesifieke dag wat ons het verwag het, moet ons rebels raak en nou begin opstaan teen God en begin besluit, ag weet jy, dit help nie, so ek gaan maar weer terug op my ou trap. Nee. Hou vas. Cling to the one who saved. Hou vas aan die Here. Bly die regte ding doen. Dis wat God, dis die minste kerk wat ons vir die Here kan doen. Vader, dis die minste wat ons vir U kan doen. Ons sal nooit iets kan doen, Here, om ooit te kan terugbetaal vir die prys wat U vir ons betaal het. Maar wat ons wel kan doen, is ons kan hierdie liefde wat ons sê ons het vir Christus, aan U bewys deur gehoorsaam te wees aan die woord. Deur te doen wat U van ons verwag, sodat ons ook eendag voor God kan staan en U vir ons kan sê, mooi so, goeie en getroue diens. Dankie, Here. Dankie dat ons dit kan verstaan vanmôre. Dankie dat ons vanmôre weet. Dan is ek alleen op 'n eiland, dat ek steeds die regte ding doen. Hierdie gehoorsaamheid teenoor God het niks met mense te doen. Here, ons is so besig om te kyk wat ons kan doen om nie ander te na te kom nie, of om aan ander se goeie boekies te wees. Ek bid dat ons van vandag af eerlik 'n besluit sal maak om God gelukkig te maak. Om U hart bly te maak, Here. Dat ons van nou af, Here, sal gehoorsaam wees aan die woord en ook die stem van die Here. Dat ons God altyd eerste sal sê. Dat ons U altyd sal ken in al ons weë, Here. Dat ons sal weet dat wanneer ons by 'n kruispunt kom en ons nie weet in watter rigting ons moet gaan nie, dat ons altyd na God toe sal gaan. Nie na mense nie. God, dat ons eerder op die pad van gehoorsaamheid sal doen. Daarom sê U in die woord, Here, dat hierdie pad is 'n baie nou pad. En die rede daarvoor is omdat daar nie baie mense daarop loop. Maar ek bid vanmôre, Here, dat die Gees ons sal vermaan op elke moontlike gebied waar ons ongehoorsaam en bewys aan God. Bid dat as ons uitstap, dat ons 'n beter mens sal wees. Ek bid vir myself, Here, dat ek 'n beter mens sal word. En meer gehoorsaam word aan God en aan U woord. En aan U stem, Here. Dankie dat ons dit kan verstaan vandag. Dankie dat ons weet, dit is ons keuse, dit bly ons keuse. Maar dat ons ook weet, dat die keuse wat ons maak, 'n impak op ons ewige lewe sal hê. En nie net op ons ewige lewe, selfs hier waar ons nou is, maar tog sê U in die woord, dat U die sluise van die hemele vir ons sal oop. Wees net gehoorsaam. Dankie vir die diens, dankie vir die woord, Here, dankie vir die voorreg om vanmôre die woord te kon bedien. En ek wil nou bid, Here, dat U die Gees van God sal stuur as 'n naprediker van die woord. En dat ons nie sal net stop by hierdie diens vanmôre, maar dat ons sal dieper ingaan wat vir
God van my verwag. Dat ons sal gaan soek en gaan vra, Here, wat is daar nog wat ek vir U kan doen? Want ek het U lief, Here. En ek wil alles doen wat ek kan doen om dit aan U te bewys. En gehoorsaamheid is sekerlik een van die grootste dinge. Daarom bid ek vanmôre, Here, dat U elkeen van ons sal help om gehoorsaam te wees aan God. Nie net wanneer ons by mense is, of wanneer ons in die kerk instaan, nee. Maar nie saak waar ek is, dat ek altyd sal doen wat die Here vir my